vanoggend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Tanya, ons begin vanoggend met die wit rook wat uiteindelik uitgekom het. Die wit rook wat uiteindelik na die konklaaf uit die Sistynse kapel uitgekom het, die kardinale wat saam kon besluit op 'n nuwe paus en dan die paus se naam is dan nou Leo die 14de. Sy doopnaam is Robert Francis Prevost. Die eerste Amerikaanse kardinaal wat 'n paus word. Hy het vir baie jare in Peru gewerk, hy het ook in Spaans gegroet en vandag is daar dan nou 'n mis om sy nuwe loopbaan as is dit loopbaan? Ja, loopbaan as paus af te skop. Dit was nogals opwindend. Ek weet nie of julle gekyk het nie. Ek het dit gekyk op YouTube om te sien hoe dit gebeur. Dit was nogals heel interessant. Die vorige aand ook gekyk, toe sien ek die swart rook wat uitkom wanneer dit nou nie 'n gesamentlike besluit is nie. En ja, vorige paus Franciscus was ook 2 dae wat hulle gevat het om te stem, so nou ook 2 dae met paus Leo die 14de en gelukwensinge wat van reg oor die wêreld ingestroom het, baie interessant. President Donald Trump wat gesê het hy sien uit om hom te ontmoet. President Ramaphosa wat sy gelukwensinge namens van ons regering ook gegee het, van ons politieke partye. Wat ook vir my interessant was, is hoe Volodymyr Zelensky van die Oekraïne het terugverwys na die gesprekke wat hulle daar gehad het en dan ook president Vladimir Putin wat gesê het hy is ook vol vertroue dat daar 'n goeie dialoog gaan wees tussen die Vatikaan en Rusland. So, ons sal maar sien hoe dit gaan. Dit was interessant, hulle sê hy was nie noodwendig die gunsteling gewees nie. Sy naam was nie eintlik een van die mense wie se naam opgeduik het as 'n vroeë gunsteling nie, maar die feit dat hy so vinnig aangekondig is, wys dat daar wel eenheid is tussen die kardinale en op wie hulle besluit het. En hy bietjie ek wil nie sê progressief nie, hy's in die middel dink ek. Hy is sentries noem hulle hom. Maar daar word wel gesê, kyk, daar word baie kritiek altyd vir die Romeinse Kerk gegee, so daar word gesê dat hy 'n nuwe era inlei, volgens die kenners. Die tweede paus wat van die Amerikas afkom. Paus Nee, Francis die eerste was paus volgens my is van die die Amerikas, die kontinent Oor die- Suid-Amerika. ja, Ja, Paus Francis was in Argentinië en hy nou so die tweede paus van die weste af dan nou. Ja. Wat interessant is. Ja, dit is interessant. Dan, die Britse owerheid vra nou om verskoning vir Julius Malema. Ja, ek weet julle het gister ook hieroor gesels. Julius Malema wat moes praat komende naweek nou by die Universiteit van Cambridge in Engeland en die Britse ambassade wat nie betyds vir hom sy visum kon uitreik nie en die verskoning wat hulle nou uitgereik het vanaf Anthony Phillips en die Britse hoofkommissaris sê die Britse vakansie daar, ons vakansie daar en daar was rompslomp gewees en hulle vra nederig om verskoning dat sy visum nie betyds uitgereik is nie. Ek moet sê dit is vir my baie interessant. Ek wonder hoe kort voor die tyd het hy aansoek gedoen, want eintlik vir diplomate en politici is daar 'n baie korter tyd as wat daar vir my en vir jou is. Hulle het soos tipe van 'n speed line tot 'n visum. So ek kan verstaan dat hy effens ongelukkig was oor die feit dat sy visum nie uitgereik was nie, maar ja, hulle het nou nederig om verskoning gevra en hulle het gesê dat hulle hom en sy span sal vergoed hiervoor. So ja. So die rand-pond wisselkoers is nou wat amper 25, nee. Nee, wat ek's nie so ongelukkig wees Nee, jy nie. As ek nog Londen toe kan gaan dan sal ek glimlag. Ja. As ek nie Londen toe kan gaan, Maar hy bekla was reeds op die lughawe, né? Hy was reeds Woensdag op die Hoe lughawe. doen 'n toe. mens dit? Ek weet maar hy het uiteraard gereken dat op die laaste nippertjie gaan sy visum deurkom. Maar ja. Ek wil liewers nie kommentaar gee. Nee, jy hoef glad nie kommentaar te lewer nie. Jy het eintlik reeds. Dan, die vloede begin, ons begin met die opruiming in die Noord-Kaap. Ja, so die vloede nogals in die Noord-Kaap wat baie verrykende gevolge gehad het. Verlede week het ek deur die Vrystaat gery waar ons die koring in die water sien staan het, maar in die Noord-Kaap weet ons dat dit was baie water wat afgekom het. Een van die boere wat boer by, nou kan ek nie presies onthou waar, Sakkie Spanning en Bergeboer van Appington wat sê dis sy derde keer in 4 jaar wat sy lucerne onder water is en dat hy dink hy moet nou maar begin om met waterblommetjies, kirpers of rys te teel.
So opruimingswerk wat begin het, Wouter van Sail van Sails Blasting in Appington wat begin het met 'n skopgraaf om daai Eendrag laagwaterbrug skoon te maak, al die opdrifsels wat daar teen by Kanon Eiland is. Ja, so dit is gelukkig dat hulle inspring om dit skoon te maak. Dit lyk vir my die mense spring self in om dit skoon te maak, alhoewel die watervlak nog nie heeltemal gesak het nie. En ons damme baie vol is. Die Vaaldam op 109%, Bloemhofdam steeds op 104% en Gariep op 102%. So die Boegobergdam 169% vol. Genade. Ja. 169. Ja. Ek sien in die artikel hieronder sê hulle in Appington is dit nou, wel, dit was teen gistermiddag laat geweest. 3571 kubieke meter per sekonde. Die rivier is 6,7 meter hoog. So dis ongelooflik. Dit sak so 'n bietjie van die 4000 af na 3570 toe. Maar dis nog steeds baie van ons het foto's gesien in spesiale media en video's van die Ograbies valle. Ja, wat hulle ook moes sluit omdat dit te gevaarlik was, ja. Dit is merkwaardig die water wat deur die Vrystaat en Noord-Kaap vloei. Dan tragiese storie, die joernaliste wat vermis was vir 80 dae in 'n lijk of sy lijk en sy lewensmaat se lijk is nou gevind. Ja, dit is regtig vir my 'n baie slegte storie. Aserin Ndlovu, die joernalis, hy was die stigter van Capital Live, 'n gemeenskapsradiostasie in Mamelodi. Hy was ook 'n persklub ex-lid gewees, wat vermis geraak het saam met sy lewensmaat. En dit het eintlik baie lank gevat voordat daar uiteindelik iets gebeur is. Die mediagroepe wat geweldige druk toegepas het op die polisie en gesê het, hier moet nou ingegryp word. 4 verdagtes wat vroeër die week aangekeer is, wat vir my absoluut verskriklik is dat een van die verdagtes is 'n minderjarige van 17 jaar oud, wat nou in die sorg van sy ouers vrygelaat is. En gister wat hulle toe bevestig het dat daar na alle waarskynlikheid 2 lyke gevind is op die grens tussen Gauteng en Limpopo wat waarskynlik 'n serie en sy lewensmaat, sy vriendin se lyke is. Hierdie lyke is uitgewys, nie? Dis uitgewys en hulle is al in 'n gevorderde toestand van ontbinding. En wat ek ook weet in agtergrondinligting is dat sy familie kry verskriklik swaar. So ja, dit is 'n baie slegte storie. Dit is sleg, dit is ook my sleg dat ons 80 dae gevat het voordat ons en soos jy sê, ek weet onlangs seker die laaste 2 weke het ons aansienlik meer druk van die media en die persklub gesien het gevra het, maar ons soek antwoorde. Hoe kan niemand niks weet nie, hoekom voel dit of daar niks gedoen word nie, hoekom voel hulle of daar gesloer word? En onthou, as familie hoop jy nog die hele tyd dat hulle dalk iewers aangehou word en ja, nou sy kinders, hy het kinders wat op hoërskool en laerskool, ek meen dit is baie erg. Tjoe, ja, verskriklik. Dan 'n boer wat vermeende inbreker doodskiet, nou aangekla van moord. Ja, dit is 'n boer by Sannieshof in Noordwes wat glo 'n vermeende inbreker doodgeskiet het nadat hy hy het 'n geluid gehoor by die venster en toe het hy sy vuurwapen gaan haal en die inbreker in die kombuis in die kop geskiet. So hy word nou aangekla van moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Sy dogter wat gesê die gemoedere loop maar hoog. Ja, hy gaan nou aansoek doen vir borgtog en die staat gaan nie op hierdie stadium die borgtog teenstaan nie. 'n Baie moeilike situasie. Ek meen dit is ook prosedureel dat 'n mens dan 'n moordklag het in so 'n geval, maar die ongelisensieerde vuurwapen maak dit baie moeilik. Dit maak dit moeilik. Ja, ek dink dit is altyd so moeilik hier so geval want gister ook in die nuus in IOL was daar 'n ander storie in een van die ander dele van die land waar daar ook inbrekers was 2:30 in die oggend en die pa het wakker geword en die man het geweet teen hom gehou en so het hulle gegaan na van die ander kamers waar daar 'n jong seun en sy dogter was en die seun is doodgeskiet en die dogter is verkragt. En ek vra altyd en ek sê glad nie mense moet doodgeskiet word nie, maar my vraag altyd is hoe wil jy hê mense moet reageer in so 'n situasie. Iemand klaar binne jou, verstaan jy? Wat dit die standaard wat dit die norm is vir 'n inbraak. Ja. Hoe wil jy moet mense reageer om hulself te beskerm dan? Ja, so dis eintlik so ek dink altyd dis 'n verskriklike situasie daai. Dan selfs Dada Morero se koalisievennote was nie beïndruk met hom nie. Kyk, Dada Morero is nou 'n jaar aan bewind as burgemeester in Johannesburg. Hy het sy stadsrede gelewer en gister was die debat nou gewees in Johannesburg. Die DA wat al gesê het hulle gaan mosie van wantroue teen hom inbring, maar die koalisievennote is werklik nie gelukkig met hom nie.
En so mate ook dat die ANC is van plan om wat hulle noem 'n bomsquad in te stuur, om te gaan help. Morero het gesê hulle gaan 'n bomsquad onder leiding van Dr. Snoekie Sikelala, wat 'n ANC-veteraan natuurlik is, die president van die ANC se veterane ligas, om drukkende diensleweringkwessies behoorlik te gaan pak. Maar gepraat van pak, kry hy pak sla van die DA, hy kry pak sla van Action SA, hy kry pak sla van die Vryheidsfront Plus, wat self sê, dit voel asof die afgelope 3 jaar, asof die metro teruggevat is na Bybelse tye, soos in Exodus met die 10 pla. Ons het brandende geboue gehad, paaie wat ontplof het, brûe wat ingetuimel het, en selfs 'n blok in Fairlands wat net ineengestort het, asook vloede. Die vloede word nou ook somme vir Dada toe gereken. So, en dan die PA wat ook kritiek gegee het. Ek dink dit gaan wild in Johannesburg, en ook een van die goed wat die PA uitlig is Eldorado Park, wat steeds 'n brandpunt van misdaad en geweld is. Ek wil nie die burgemeester van Johannesburg wees nie, baie dankie. Ek ook nie, maar my vraag is, as jy nodig het dat daar 'n sogenaamde bomb squad nou moet inkom om te help, doen die mense wat aangestel is dan werklik hulle werk? Maar hoekom, en dit is wat my pla, hoekom moet die ANC altyd veterane instuur om vir die jonger ANC-lede te gaan help om hulle werk te doen? Doen die werk. Doen die werk. As jy nie kan doen nie, kry jy 'n ander koalisie. Staan op sy. Ja. Tata. Maar ek hoop net dat as dit so is, dat die koalisievennote kan saamstem dat hy nie geskik is vir die pos nie, dat daar werklik 'n mosie van wantroue kan slaag, want gister het Panjasa Lesufi gesê hulle het al die nodige stemme dat so 'n mosie van wantroue nie sal slaag nie. Ek gaan niks sê nie. Kom ons gaan oor na solidariteit wat nou in Europa ook is. Ja, ons nuus is vanoggend nogal swaar, ek weet. Maar goed, Jaco Kleinhans van Solidariteit wat Europa toe is, interessant, toe Netwerk 24 Straatsburg vertaal na Straatsburg in Frankryk, waar hy nou gesels met, hy skakel met Europese lande oor die raswette in Suid-Afrika. Ons het al gepraat, of julle het al gepraat daaroor, dis in die nuus, die nuwe, verkort dit na die raswet, maar dis natuurlik die DA se die wysigingswet op gelyke indiensneming. En dis natuurlik ook die DA wat hierdie week 'n hofsaak daaroor begin het. En die ANC wat terugkap en sê dat dit is 'n aanslag teen transformasie, en hulle sê meer as 60% van topbestuursposte in Suid-Afrika word deur wit mense beset, en hulle voel hierdie wet moet deurgedruk word. Dit gaan 'n impak hê op alle staatsinstellings, as ook privaat maatskappye met meer as 50 persone in diens. So, Solidariteit sê dis rigiede raskwotas wat afgedwing gaan word, en hulle wil ook nou die hulp van Europa inroep en Europese kommissies om Suid-Afrika te dwing om nie hierdie wet in te stel nie. Dit was interessant hierdie week ook, ek dink in BBC het hulle gepraat oor 'n parlementslid in België. Ek dink dit is een van die meer regse parlementslede wat ook gevra het in België spesifiek moet hulle praat oor Suid-Afrika en die situasie in Suid-Afrika, wat vir my nogal 'n interessante opmerking was hoe dit uitkring. Ja, maar ons weet ook daar was vroeër die week ook gesprekke tussen die ANC en verskeie Afrikaner partye en Afrikaner groepe en Afrikaner Bond. Maar ek sien nou ook is daar twis daaroor dat daar nog Afrikaner groepe is wat voel hulle is uitgesluit uit hierdie gesprek uit. So ja, kan nooit wen nie. Dan oor na interessante nuus. In Nieu-Seeland is daar steeds baie skape. Wat 'n vreemde storie. So vroeër, kyk, daar's altyd die grappies oor Nieu-Seeland en die skape. Die bevolking in Nieu-Seeland, die verhouding tussen skaap en mens is baie interessant. Vir elke mens was daar nog altyd 4.5 skape gewees. As ek vir jou kan sê die bedrag, dit is 5,3 miljoen mense in Nieu-Seeland en 'n populasie van 23,6 miljoen skape. So dis werklik waar 'n eiland van skape. Ek wou net 'n ligter oomblik. Maar hier kom die goeie nuus dat die mense is besig om daarom nou te wen deur die skape. Daar's nou net 3 skape vir elke mens. Ek voel of 'n skaapvleis goedkoper is. Die koste van kyk, dit was die grootste deel van die ekonomie was skaap uitvoerprodukte, wol en vleis. Maar op hierdie stadium raak wol en vleis so duur, veral wol, dat mense meer na sintetiese materiale toe gaan. So vandaar het die wolindustrie nogal 'n redelike hou gevat. So dit die skape raak minder omdat dit moeiliker is om afsetgebied daarvoor te kry.
Dan goeie nuus. Wel, goeie nuus is saam met die swaar nuus. Dat 84 asvoels, ek sê dit goeie nuus saam met die swaar nuus. Ja, hierdie is 'n goeie nuus, maar met 'n hartseer storie. Aasvoëls wat vergiftig is. So wat gebeur het is daar was in die Kruger 'n stroping van 'n olifant en die olifant was vergiftig om hom te kan stroop. En gelukkig kon die natuurlewe en sanparke kon baie vinnig by hierdie karkas uitkom. Hulle kon 84 van hierdie aasvoëls red. Daar is wel 124 dink ek aasvoëls wat oorleef, 116 aasvoëls wat dood is. Die Moholo sentrum in Hoedspruit wat ingespring het om te help van hierdie aasvoëls is soontoe gevat. Kom ek sê vir jou, dit is baie erg, want aasvoëls is reeds 'n bedreigde spesies in Suid-Afrika. En daar was van al 3 verskillende, daar was van ek ken nou nie al die Afrikaanse name nie, ek weet net, hulle is baie skaars. En ek dink nie mense weet altyd die verrykende impak wat aasvoëls het. Ons praat altyd oor bye en hoe belangrik bye in die natuur is, maar so is aasvoëls krities belangrik in die natuur. Maar gelukkig en dankie tog vir sanparke wat 84 aasvoëls kon red uit hierdie situasie. En al die betrokke partye daarbey met die helikopters en Moholo, so dis gelukkig goeie nuus tussen al hierdie swaar weer. Die stroopers vergiftig hierdie karkas in 'n poging om aasvoëls en hyenas onder andere te trek sodat hulle kan hulle van die aasvoëls en hyenas kan stroop vir moetie. Korrek. So met ander woorde dis 'n moetie poging, poging om moetie bymekaar te maak. Dis nie die eerste wat dit gebeur nie. Die sanparke beklei sterk teen die vergiftigingstendens wat daar is om moetie in die hande te kry, medisyne te oes, tradisionele medisyne, maar 'n mens moet sanparke prys vir wat hulle gedoen het. Dis die eerste keer dat die helikopter ook heen en weer tussen Pallavora op en af gevlieg het om aasvoëls na die Moholo sentrum, rehabilitasiesentrum toe te vat. En ten spyte van die verlies van 116 aasvoëls moet 'n mens tog krediet gee vir die harde werk wat hulle doen. Hulle en baie ander instansies, ook in privaat instansies ook ingespring. Absoluut. Ek wil ook nog by sê dankie aan die bewaarders. Ons praat gereeld van, ons het al met mense gepraat wat regtig sê dis 'n oorlog teen die stroopers. En mense wat elke dag ook hulle lewens waag en verskil maak. So dankie ook vir aan hulle. Ja. Tanya, dankie vir die gesprek vanoggend en jy moet 'n heerlike naweek hê. Mag julle Vrydag beter wees as die nuus. Dis Tanya de Venter-Byker, bly geskakel net nog ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.